En 5 jaar later het my vrou gewas gehad. En op 'n stadium het ek haar gevat en sy het baie pyn gehad en goed. En ek het vir haar gesê, en haar vroue deel, ek het vir haar gesê, my skat, ons het nie 'n mediese fonds nie, ons lewe ook maar voltyds in die bediening, of in die geloof. En ek het vir haar gesê, hoorie, wat gaan ons maak? Want dit is belangrik dat 'n man en 'n vrou by mekaar sal sit en mekaar se hart sal hoor. En ons moet 'n agreement kry oor iets. Ons moet saamstem oor 'n ding, voor ons bid. En sy sê vir my, wel, sy gaan die Here vertrou dat hy gaan genees. En dit was vir my moeilik as haar man, want ek het met tye gesien, dit gaan nie goed met haar nie. Sy het swaar, sy het seer. En glo vir my, ek het haar soveel keer gesalf, sy sal nooit roes nie. En ek het vir haar gebid, ek het hande op haar gelê, en ons het nagmaal saam gebruik, en alles, maar elke keer dan kom sy, dan sê sy het weer 'n nuwe simptoom. Dan bloei sy, dis allerhande dinge. En toe een oggend, elke keer dan, haak ek nou maar die duiwel los, en ek maak hom weer vas, en ek salf haar, en ek bid vir haar. Maar weet jy, as haar man het ek gevoel, ek stel haar te leer, man. Hoekom het ek nie 'n mediese fonds vir haar nie? En as man het ek begin voel, ek is 'n mislukking. En as man het ek gevoel, ek gaan nou nader aan doen en sê, man, ek gaan jou nou dokter toe vat. Kom ons vertrou die Here dan eerder vir die geld vir die operasie, maar sy het gesê, sy vertrou die Here dat hy haar gaan genees, en ek moet dit respekteer, en ek het saam met haar gestem, en ons het saam gebid. As ons nou die Bybel sê, as 2 oor 'n saak saamstem, dan is daar krag. En ek het vir haar gesê, joh, hy skat, want ek is mos lief vir haar, en ek kan nie sien dat sy so seer het en goed nie. En op 'n stadium sê sy vir my, jong, die neus loop. En elke keer as daar simptome is, dan gaan sy internet toe, dan gaan kyk sy, dan sê hulle op die internet, jy moes al by die dokter gewees het. Jy moes al in die hospitaal gewees het. En ek is baie dankbaar, die Bybel leer ons, die regverdige lewe deur geloof. Jy sê nie, moenie dat dit wat jy met jou oë sien jou beweeg nie. Jy moet dat dit wat jy glo, moet jou beweeg. Want ons lewe nie deur wat ons sien nie, maar deur wat ons glo. En die simptome, die realiteit was daar. Die realiteit was, sy was siek, sy het 'n gewas gehad, wat net groter geword het. En haar liggaam wou nie daai ding hê nie, en daai ding was besig om haar net sieker te maak. Dit was die realiteit, Hanna was siek. Maar jy moet een ding onthou oor 'n realiteit. Dis dalk 'n realiteit volgens jy is nog hierso. Maar onthou een ding van 'n realiteit. 'n Realiteit kan verander. Waarheid is waarheid. Waarheid verdedig homself nie. As jy die waarheid praat, en ek gaan nou met julle 'n bietjie daaroor praat. As jy die waarheid kan praat in die lewe, het jy nie nodig om dit te verdedig nie. Waarheid verdedig homself. Waarheid het 'n naam. Die naam bo alle name. Jesus Christus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Alles gaan oor hom. En daarom is ons vanoggend nie om 'n godsdienst aan iemand te kom verkondig nie. Ons verteenwoordig nie 'n denominasie nie, of een of ander kerkverband nie. Ons is hier, ons verteenwoordig die koninkryk van lig. Ons verteenwoordig die koninkryk van God. Ja, ons is verskillende denominasies, verskillende gemeentes, maar ons is in dieselfde boom. Ons is van verskillende takke af, maar ons is in dieselfde boom. As dit maar net kan gaan oor die hoof van hierdie boom. En nie meer oor onsself nie. Oor Jesus. En die resultate, die realiteit was, Hanna se gesondheid het agteruit gegaan, en op 'n stadium sê ek vir haar, jong, en sy sê vir my van die neus wat loop. En ek sê, nou wat nou? Sy sê, nee. Nou het sy weer op die internet gaan kyk, en nou sê die slimmes, nee, dis nie 'n simptoom van die ding nie. Miskien is jy swanger. Maar toe sê vir my, sê die neus loop, toe ek klaar die olie uit. En ek salf haar, en ek bid vir. En ons gebruik nagmaal saam, en ek bid weer. En ek bestraf die duiwel. En sy sê vir my so half in 'n sagte stemmetjie, sy sê,
Hulle reken ek kan dalk swanger wees. Nou onthou, na die tweeling het ons besluit nie weer nie. Kyk, 'n tweeling is 'n bediening op sy eie. Is 'n ministry op sy eie. Maar is daar enigiemand wat 'n tweeling het? Hey, dis nie maklik. Jy ken, ek gee vir haar 'n klap, man. Ja. Dis regtig 'n challenge. Jy het baie wysheid nodig en baie geduld. Dis nie maklik nie. En ons het op 'n stadium ook almal vir tweelinge wat ons ken voor die tyd vir ons gesê, sterkte. En hulle sê, ag nee man, ons kan dit hanteer, Here sal ons nie vir jou iets gee, en jy kan dit nie hanteer nie, gee ons vir jou die deurbraak en die genade en die vermoë om dit te kan doen. Ek dink hy laaitjie so 3 weke oud. Toe sê Hanna, sy gaan haar tas pak. Toe sê ek, doen dit net saggies. Moet my nie wakker maak nie. Ja, en ons moes by mekaar uitkom en sê, hoor hierso, of hierdie kinders gaan ons uit mekaar uitdryf of na mekaar te bring, maar ons moet 'n keuse maak. En prys die Here, ons kon die regte keuse maak om dit saam te vat. En dit het ons huwelik net sterker gemaak. Maar ek sal hy 2 seuns vir niks verruil nie. Niks in my lewe nie. Hy is my 2 meisters. Dis my rykdom. Ek sê rykste man wat op die aarde loop. Hierdie man wat voor julle staan is die rykste man wat op die aarde loop. En voor jy nou by my om geld leen. My rykdom is nie in wat in Absa se rekening aangaan. Spreuke 15:6 sê, 'n regverdige man se rykdom is in sy huis. Sy gesin. Dit maak nie saak hoe arm is 'n man nie, as hy 'n gesin het, is hy ryk. En my vrou en my kinders is my rykdom. En dis hoekom die vyand so steel. Jy sien die woord sê in Johannes 10:10, hy's 'n dief. Hy kom net om te steel en te verwoes en te vernietig. Hy steel. Hy steel die hoof, die pa in die huis uit. Hoe sê hulle, die pa het gaan seep koop en hy's nou nog weg. Hy dink hy's 'n Madotta. Hy dink hy's 'n Madotta. Hy pak Amisa mos met die ouens, nou dink hulle hy's 'n Madotta. Hy dink hy's 'n Madotta, hy gwala met 'n bewys. Nou dink hy's 'n ou. Hy's daar saam met die brasse. Ja. Maar hy het nie 'n klou wat beteken Madotta nie. Hy weet nie wat is die woord. Ek gaan nou met hulle praat oor 'n Madotta. Wat beteken Madotta? Jy sê baie van julle wat jy sit is hierso as gevolg van 'n Madotta. Wat jou iets beloof het. Ek het ook gedink ek was 'n Madotta. Totdat ek gesien het wat beteken hy woord. Madotta is 'n man van verantwoordelikheid. Daai man wat na sy vrou en kinders kyk, hy's 'n Madotta. En ek het saam met daai oggend gebid. En sy sê vir my, sy is dalk swanger, en ek sê, gaan koop 'n tester. Sy sê, nee man, ek het 'n gewas hier binne. Sy gaan koop 'n tester, en sy kom huis toe, en daar sit die 2 oë. Wie is swanger? Toe het God daar nie net genees nie, toe het God nie net gekom en Hanna se geloof ontmoet nie, want hy's 'n beloner van geloof. Toe het hy nie net haar geloof aan genees, hy haal hy gewas uit, en hy sit 'n pragtige blonde kop seentjie met blou oogies daar binne. Wat die kroon van my lewe is. Junior. Ek moes hom eintlik Freek genoem het. Hy is 'n man, daai man. Is my man daai, ek sien myself in hom.